darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fools, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered in the sounds of silence.
Susan, Evan, Elisna, Luzaan, David. Ek wil nou vanmiddag aan julle heel in die besonder sê, baie welkom. En ek doen dit spesifiek omdat ek weet julle was nou die heel naaste gewees aan Pieter. Baie welkom vanmiddag hier in God se huis. Want dis vanmiddag hier waar die Here ook julle totsiens sê, julle hartseer wil kom toevoeg met daardie groot liefde wat hy vir julle het. En ek glo soos in die dae wat gaan voorlê, wat nog gaan kom, hierdie vreemde pad wat julle moet gaan stap, dat dit veral God se liefde is wat vir julle gaan help, wat vir julle gaan dra en wat vir julle gaan sommer net help om te cope met 'n plek wat nie meer daar is nie. Mag julle werklik in hierdie oomblik die Here se teenwoordigheid op 'n baie spesiale manier ervaar, beleef meer as ooit. En dis my gebed dat die Here werklik deur sy Heilige Gees ook vanmiddag julle gedagtes, julle emosies, julle manier van dink sal kom vasgryp met sy vrede, sodat julle ook kan vrede maak met hierdie groot hartseer in julle lewe. Mag die Here werklik vandag baie naby aan julle wees. Vriende, en ook aan julle ander wil ek sê baie dankie vir julle hier wees, baie dankie dat julle gekom het. Baie dankie vir die moeite om 'n laaste hulde te betuig, eer te betoon aan wyle Pieter Kriege. So baie dankie vir hier wees. Ek dink die familie waardeer dit opreg. En dit is vir hulle wonderlik dat julle vandag hier is. En ek wil dadelik sê, ek het nou lekker gesels die afgelope tyd met die familie, met Susan en met Evan en Luzaan en Elisna en David en julle almal en Emma, jy was ook elke keer by gewees en ja. En ons het vir mekaar gesê hierdie gaan tog nie vandag 'n roudiens wees nie, want dit pas glad nie by die geaardheid, die persoonlikheid van Pieter nie. So vandag is niks anders nie as 'n viering van sy lewe, 'n celebration of his life. En daarom sit ons vandag hier met 'n feestelikheid in ons gemoedere as ons nadink aan 'n wonderlike persoonlikheid, 'n ongelooflike, warm, vrolike, prettige mens, wie se pad met almal van julle se paaie gekruis het. Ek het vir Pieter glad nie geken nie. Ek ken vir Evan nou baie goed en ek ken vir Elisma baie goed. Maar ek het hom glad nie geken nie, maar met groot liefde, met groot vreugde sal ek vandag hierdie diens hou en doen. En ek wil ook sê dit wat ek die afgelope tyd van Pieter gehoor het en dit wat ek van hom gelees het, is ek werklik baie spyt. Is ek werklik spyt dat ek nie vir hom geken het nie. Want dit lyk vir my werklik hy was 'n feesmens wat met die Here se liefde en lewensblydskap in sy lewe geleef het en ander mense ook raak geleef het. So baie welkom, dit gaan 'n feesdiens wees en ons gaan ook saam met Pieter feestelik sy tuiskoms daar aan die oorkant vandag vier. Mag ons saam wees tot eer van God, maar ook tot verryking van ons almal se lewens. Here ons se God, so baie dankie dat U vir ons so liefhet, dat U vir ons U kinders noem. En Here, ons weet vandag, ons is U kinders. Nie omdat ons goed is nie, of omdat ons oulik is nie, maar Here, omdat U goed is. Omdat U net uit genade en op grond van die goedheid van U hart vir ons opgetel het, optel kinders, om vir ons aan U bors te druk en vir ons die versekering te gee, dat U ons Vader is, dat ons U kinders is, maar dat ons ook U erfgename is. So baie dankie dat ons vandag kan weet, ons behoort aan die koninkryk, net omdat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het, en omdat sy bloed vir ons vryspreek van al ons sondes, ons foute, ons flaters en ons tekortkominge. Here, so baie dankie vir die dag, dankie vir die voorreg om mens te kan wees in hierdie wonderlike wêreld wat U vir ons gemaak het, en so baie dankie vir die voorreg om deur U geken te word, maar ook om vir U te ken. En dat ons vandag kan weet, bo alles, dat U self hier by ons teenwoordig is. Want Jesus, U het beloof dat wanneer ons so in U naam bymekaar kom, soos vandag hier, dan is U self hier teenwoordig. En so baie dankie, Here, dat ons nie vandag ergens in 'n koffieshop of op 'n straathoek bymekaar hoef te kom nie, maar dat ons kan bymekaar kom in die huis van die Here, hier waar U darm maar op 'n baie spesiale wyse teenwoordig is. Jy's om vandag hier getroos te word, jy's om miskien vandag 'n antwoord te kry vir een of ander vraag wat ons het. En Here, my gebed is al sou ons glad nie die boodskap, die verrigtinge, die preek verstaan nie, dat ons tog iets sal uitstap. Tog iets sal uitstap met 'n huppel in ons stap. Nie omdat Bekke gepreek het nie, maar omdat die Here hier was.
en omdat ons maar net heerlik bewus was van sy teenwoordigheid en sy nabyheid. Here, ons gaan die Bybel lees, help vir ons om te verstaan, help vir ons om dit te glo, om daarvoor ons te lewe en Here, ek weet nie eintlik lekker hoe om vanmiddag te preek nie, daarom bid ek Heilige Gees dat U dit self sal doen. Dat U self met elkeen van ons wil kom praat en dat U vir ons sal help om nie met mensoë na die dood te kyk nie, maar met die oë van geloof. Om nie met ons oë na die dood te kyk nie, maar om deur die oë van God na die dood te kyk. Dat ons nie van ons kant af na die dood sal kyk nie, maar dat ons vanmiddag van die ander kant af na die dood sal kyk. Kom Heilige Gees en laat ons werklik in hierdie oomblik die wonderlike teenwoordigheid en die lewende werklikheid van die Here ervaar. En ek bid so graag, Here, in die besonder vir Susan. Here, ek bid vir Ewan en vir Elisna. David, Luzaan. Here, kom vat hulle emosies, hulle gedagtes vas. Gryp hulle manier van dink vas met U vrede, sodat hulle die vrede van die Here ook in hierdie oomblik en in die dae wat kom in hulle eie harte sal ervaar en sal beleef. Kom Here en sien ons saam wees. Bo alles laat U naam nou verheerlik word. Laat U koninkryk kom en Here, laat U wil geskied. In die naam van Jesus. Amen. Ag vriende, ek gaan lees uit die Bybel en dit was 'n versoek van Susan dat ek gaan lees uit Filippense. Ek kan gewoonlik baie goed sien, maar as Eskom nie saamwerk nie, dan het ek my brilletjie nodig. So. Ek gaan graag lees soos Susan jy my versoek het deur Ewan. Filippense 1. Filippense 1 daar by vers 20. Hier skryf Paulus, hy sê dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou soos nog altyd met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my 'n wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en om met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe, omdat ek hiervan oortuig is en weet dat as ek behoue bly, dit vir julle baie sal beteken, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. En dan ook net so 'n enkele gedeelte uit 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5 daar by vers 1, hier skryf dieselfde Paulus, hy sê ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, ons sug en voel bedruk omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy Gees gegee. Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof en nie deur te sien nie. Ons is volmoed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon, maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van God verskyn, sodat elkeen van ons ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit goed was of kwaad. Ek lewe net tot daar. Ek lees net tot daar ten minste. Ag vriende, wanneer Paulus hierdie brief aan die Filippense skryf, dan sit hy in die tronk. Hy is verhoor afwagtend. Hy moet binne enkele oomblikke of dae of weke, daai tyd het die mense mos nie eintlik die tye gehad soos vandag nie, moes hy voor die keiser verskyn. Hy is aangekla daarvan dat hy 'n opsweeper is,
doodgewoon omdat hy oor Jesus gepraat het en omdat hy die evangelie van Jesus Christus, ek wil amper sê wêreldwyd verkondig het. So hy wag op sy verhoor. Nou is daar vir hom twee moontlikhede, twee alternatiewe. Of die keiser kan vir hom vryspreek en hy bly lewe, of hy kan veroordeel word en heel moontlik die doodstraf kry. Maar Paulus verheug hom oor albei alternatiewe. Want hy sê daar so mooi, hy sê as hy nou vrygespreek word en bly lewe, sal dit vir hom goed wees, want dan kan hy nog steeds die teenwoordigheid van Jesus in sy hart, in hierdie wêreld, in sy lewe geniet. Maar hy kan ook nog steeds baie beteken vir sy mense. Maar as jy nie aan die ander kant, as ek nou ter dood veroordeel word en ek moet sterf, sal dit ook vir my goed wees, want dan weet ek is by die Here. So hy sê, dit maak nie by my saak nie, maar tog hoor 'n mens hier diep in sy menswees, daardie behoefte, dat as ek sou kon kies, sou ek verkies om nou na die Here toe te gaan. Want sy om by Jesus te wees, is vir my verreweg die beste. Nou ek het klaar gesê, ek het glad nie vir Pieter, glad nie vir hom geken nie. Maar toe ek nou vir die familie vra en sê, luister, is daar graag 'n gedeelte wat julle wil hê, ek spesifiek vandag moet lees of waaroor ons moet preek, het daarna iemand vir my gebel en hy sê, Susan het op sy maat gesê, Filippense 1. En ek kan verstaan, Susan, hoekom jy dit op die ou end gekies het. Want vir my om te lewe is Christus. En om te sterwe is vir my 'n wins. Want ek sê weer eens, vandat ek alles gehoor het, van dit wat ek gehoor het oor Pieter, en ook gelees het daardie ongelooflike huldeblyke wat ek net nou gaan voorlees, wil ek regtig sê, ek beskou vir Pieter vandag as 'n man, vir wie die lewe Christus was. Maar nou die groot vraag, wanneer is die lewe vir 'n mens Christus? Die lewe is vir jou Christus. Wanneer jy werklik in die lewe vir God geniet, maar ook die lewe geniet. Julle weet, die Here het nie vir ons gemaak om wette te gehoorsaam nie. Hy het nie vir ons gemaak om 'n klomp reëls na te kom nie. Hy het nie vir ons gemaak om te kom leef in 'n tempel of om te kom sit in 'n kerk nie. Die Here het vir ons gemaak om kreatief te wees, om te werk, om te lag, om te speel, om te dans. Want God praat ons in Latyn van Deus Ludens, die spelende God, die lagende God, die dansende God. En hy maak vir ons mense volgens sy beeld, Homo Ludens. Nie net Homo erectus, die wese wat regop stap nie, of Homo sapiens, die wese wat dink nie, maar hy maak vir ons bo alles soos hy. Homo Ludens, die lagende mens, die dansende mens, die werkende mens, die skepende mens, die spelende mens. En daarom kom die heel eerste, verskoning, die heel oudste katekismes van ons kerk, naamlik die katekismes van Westminster. En die katekismes begin met die vraag, wat is die hoogste doel en sin van 'n mens se lewe in die wêreld? Met ander woorde, waarom lewe ons? Waaroor gaan die lewe? Dan gee die katekismes die antwoord en sê die hoogste sin, die hoogste doel van ons lewe in hierdie wêreld is om vir God te ken en om vir hom tot in alle ewigheid te geniet. Die doel van die lewe, sê die katekismes so mooi op grond van die Bybel, is om te lag. Is om te lag oor God. Is om te lag, om te geniet, net die feit dat God God is en dat hy ons God is. Hoe geniet 'n mens vir God? Vriende, doodgewoon om die lewe te geniet. Om te geniet dit wat die Here elke dag vir ons kom gee. Al lank jare terug het die ou kerkvader Augustinus gesê, ons groot probleem is, ons gebruik vir God om die wêreld te geniet. Hy sê maar Bybels gesproke, moet ons die wêreld gebruik om vir God te geniet. En is so waar. Ons geniet vir God wanneer ons saam met 'n vriend 'n koppie koffie drink. Wanneer ons saam met iemand dans. Wanneer ons kreatief is. Wanneer ons geniet dit wat op ons pad kom, die skepping, noem dit, ons kinders, ons kleinkinders.
Om vir God te geniet beteken doodgewoon om te geniet dit wat op hande is. Dit wat rondom my is. Om elke dag met blydskap die lewe in te drink. Maar ek kan sê so mooi, you must squeeze the nectar out of each day. Dit is om vir God te geniet. En as ek nou mooi geluister het, Ivan, dan was dit jou pa gewees. Want ek lees in die Hildeblyke en ek hoor van wat ek gesê vir my word, dat hy 'n vrolike mens was. Altyd blymoedig. Geleef het met 'n lewensvreugde, 'n lewenslus. Dat hy altyd gehad het 'n zest for life. Dat hy 'n pretmens was. En so mooi, soos 'n refrein kom dit deur al die Hildeblyke van sy kinders en sy kleinkinders. Dat pa of oupa alles geniet het. Hy het eenvoudig alles geniet. Die listeners, jy het vir my laasweek gesê het, 'n mens kon vir Pieter 'n stuk droë brood gee vir aandete en hy sou dit verskriklik geniet. En dit is waar die lewe gaan. En dit is wat dit ten diepste beteken om vir God te geniet. Vriende, die lewe is vir jou Christus wanneer jy liefde leef. Die Afrikaanse sanger, wat is sy naam? André Swarts. Hy het 'n klomp jare 'n liedjie geskryf wat eintlik 'n taamlike treffer gewees het. O, ek is lief vir alles hier. En onmiddellik toe ek nog geluister het na julle getuienisse, toe was dit vir my Pieter. Ek is lief vir alles hier. Want hy was lief vir die lewe. Hy was lief vir mense. Lief vir vriende. Lief vir kuier. En ek kon so met hom identifiseer, lief vir braai. En lief vir 'n glasie wyn. En lief vir sport. En lief vir musiek. Hy was lief vir die lewe. En die lewe so mooi aangegryp. Susan, maar ek dink jy weet. En ek hoef dit nie vir jou te sê nie, maar dat jy tog maar die groot liefde in Pieter se lewe was. En wie was vir my so mooi? Ek gaan dit nou lees. Hy stukkie wat jy in jou Hildeblyk geskryf het. Pieter, jy was nie perfek nie, maar jou liefde was perfek. Wat 'n ongelooflike getuienis. Ek het so 'n warmte in my hart ervaar, maar ook 'n diepe bekommernis, want ek weet nie of my vrou dit eendag vir my kan sê nie. Liewe Hemel, ek begin nou worry nou. Nadat ek al die goed gelees het, wens ek so ek kan 'n tweede kans kry op my huwelik en op my kinders en op my kleinkinders. Is dit nie ongelooflik nie? Die Beatle John Lennon het gesing, all we need is love. En dit is eintlik al wat ons wil hê. Al wat ons nodig het. Ek dink Susan, al wat jy gekry het by Pieter was net liefde. En weer liefde en weer liefde. En ook julle kinders. Evan, Luzaan, julle klomp kleinkinders, ek gaan nie julle almal by die naam noem nie. Ek dink julle kan vandag getuig en ek kan dit sien in julle skrywe. Dat daar een ding is wat julle by julle pa, by julle oupa gekry het. Dan was dit liefde. Wat is liefde? Die Bybel sê vir ons so mooi in Korintiërs 13, die hooglied op die liefde. Sy liefde is altyd vriendelik. En ek lees dat jy hom prys vir sy vriendelikheid. Jy sien op hy glimlag. Die liefde is opreg. Die liefde is geduldig, sê in Korintiërs 13. Dit glo alles. Dit hoop alles. Dit verdra alles. En dit was julle pa, julle oupa. Die Opperman sê so mooi in een van sy gedigte, sonder jou liefde is die graaf te swaar vir my en val die geilreëns op die berge te vergeefs. Die graaf was nooit vir julle as kinders en as kleinkinders te swaar nie, omdat pa of oupa Pieter altyd gehelp het om hy graaf te hanteer. En daarom het al die mooi van die lewe, die geilreëns op die berge nooit te vergeefs geval in julle lewens nie.
Omdat hy met sy liefde, met sy omgee, wil hy help het om sin daarin te vind. Julle weet, liefde is nie 'n opdrag nie. Liefde is 'n keuse. Maar dit is iets verskrikliks as ek elke oggend moet opstaan met die swaard oor my kop. Ek moet vandag my vrou en my kinders en my kleinkinders lief hê. Onmiddellik word ek 'n slaaf. En ons mense is nie slawe nie. Ek word 'n slagoffer van die liefde. Liefde is 'n keuse. Ek het lief omdat ek gekies het om lief te hê. Susan en so het Pieter gekies om vir jou lief te hê. Om vir jou lief te hê tot die einde toe. Soos Jesus. En so het julle pa gekies. Hy kon anders gewees het. Hy kon 'n afwesige pa gewees het. Hy kon 'n moeilike ou man gewees het. Maar hy het gekies om vir julle lief te hê, om 'n vriendelike pa te wees. Om 'n nice oupa te wees. Iemand wat altyd vir julle daar is. Die lewe is vir jou Christus. Wanneer jy vir ander mense help om die lewe te geniet. Ek herhaal, wanneer jy vir ander mense help om die lewe te geniet. Liefde beteken om ruimte te skep vir iemand anders in my lewe. Daarom is die tipiese liefdesgebaar omhelsing. 'n Omhelsing is 'n tipiese liefdesgebaar. Want dit beteken ek skep vir jou ruimte in die binnekring van my arms. Ek skep vir jou ruimte waar ons saam vrolik kan wees. Waar ons saam kan geniet. Die Engelse taal so mooi sê, waar ons saam joy en fun kan hê. En hierdie ruimte wat julle pa vir julle geskep het, in die binnekring van sy arms, het vir julle 'n comfort zone geword. 'n troostsone en gemaksone. Waarin julle net gemaklik en tuis gevoel het nie. Maar waarin julle ook 'n klomp pret gehad het. Daarom het jy altyd lekker dinge saam met julle gedoen. Ek gaan net nou lees, so ek gaan dit herhaal nie. Maar hy het lekker dinge gedoen sodat julle die lewe kan geniet. Dat dit vir julle lekker sal wees om mens te wees. Om in die binnekring van sy arms te wees. Die lewe is vir jou Christus. Wanneer jy vir Christus leef. Wanneer jy hom uitstraal. Wanneer jy vir Jesus sigbaar maak. En wanneer maak 'n mens vir Jesus sigbaar? Weet julle wanneer? Wanneer jy saam met mense leef. Om vir Jesus sigbaar te maak beteken nie ek preek aan mekaar vir jou nie. Of ek bid aan mekaar vir jou nie. Om vir Jesus sigbaar te maak beteken ek leef saam met jou daar waar jy is. As ons mooi kyk na Jesus se lewe op aarde. Jesus het nie net gepreek nie. Hy het nie net gebid nie. Hy het nie heeltyd in die tempel gebly nie, sinagoge gebly nie. Hy het saam met sy disippels en ook ander vriende, tollenaars en sondaars, hy het saam met hulle brood geëet. Hy het saam met hulle wyn gedrink. Hy het saam met hulle boottrips gedoen oor die meer en oor die see. Hy het saam met hulle gaan visvang. Na sy opstanding uit die dood toe hy aan hulle verskyn. En die disippels die hele nag deur vis gevang het. Die volgende oggend was dit Jesus wat daar op die strand langs die meer van Genesaret vir hulle breakfast gemaak het. Hy het vir hulle vis gebraai. Hy het gesê kom eet. Kom eet breakfast saam met my. Hy was saam met hulle by 'n bruilof. Hy het saam met hulle gelag. Maar hy het ook saam met hulle gehuil toe hulle by die graf gestaan het, die graf van Lazarus. Hy het saam met hulle gehuil. Hy het vir mense kos gegee. Hy het vir mense gesond gemaak. Maar hy het ook wyn gemaak.
En wyn in die Bybel altyd die metafoor van vreugde. Want met daardie wonderwerk kom Jesus en sê, Jesus, ek het gekom om vreugde te bring in die wêreld. Daarom maak ek so baie wyn, die mense kon dit nie opdrink nie. Ook om vreugde te bring in die huwelik, in die doodgewone lewe elke dag. En dit was Pieter. Want hy het saam met julle gelag, saam met julle gehuil, saam met julle gebid, saam met julle gedans, saam met julle gespeel, saam met julle gewerk. Daar was die oomblikke wat hy saam met julle gespog het oor julle prestasies, maar ook die oomblikke wat hy saam met julle teleeggesteld was as dinge nie uitgewerk het nie. En so het hy vir Jesus sigbaar gemaak met sy teenwoordigheid in julle lewens. Oscar Wilde sê so mooi, paas moet gesien word en nie net gehoor word nie. Paas moet gesien word en nie net gehoor word nie. Julle het julle pa gesien. Julle het julle oupa gesien. En met daar op die stoel, op sy skoot. Daar was julle. Nou sê die Bybel so mooi, as die lewe vir jou Christus is, dan is die sterwe 'n wins. Om te sê die sterwe is 'n wins klink eintlik vreemd op die oor, want gewoonlik beteken om dood te gaan 'n verlies, 'n verskriklike verlies. Maar nou moet ons onthou dat Jesus 'n totale ander betekenis in die dood kom gee het, met sy opstanding uit die dood. Want Jesus het die woord dood, die leed, hy het dit vernietig en het vervang met 'n ander woord, lewe. Daarom sê in Johannes 11, ek is die opstanding, ek is die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En wie in my glo sal tot in ewigheid nooit sterwe nie. Jesus vervang die woord dood met die woord lewe. En daardie woordjie lewe beteken nie net 'n lang lewe nie. Dit kom van die Griekse woord af tsao wat beteken 'n ander kwaliteit van lewe. Soos die interlinear Greek lexicon kon so mooi sê, a life of cheerful and hopeful feelings. Dis 'n ander kwaliteit. Dis 'n lewe in hemelse vreugde. Daarom kan Paulus kom en sê, die dood is vir my 'n wins. Want iemand wat vir wie die lewe Christus was, vir so iemand soos Pieter het die dood die nuwe normaal geword. Want dood beteken in Jesus lewe. En oorvloed van lewe. Sy dood is vir julle 'n geweldige verlies. Julle gaan hom baie mis. Julle gaan hom verskriklik mis. Luzaan, Susan, Evan, julle gaan hom baie mis. Maar die dood vir hom is nie verlies nie. Dit is sy wins. Want daarom kom Paulus hier en hy sê, want om dood te gaan beteken om by Jesus te wees. En dis verweg die beste. 2 Korintiërs 5 kom en sê om dood te gaan beteken dat ons hierdie ou tentwoningkie verlaat. En die beeld wat Paulus daar gebruik is die van die Israeliete wat in die woestyn, in die wildernis, in tentjies geleef het. Hoe onveilig, hoe onseker, hoe ongerieflik. Maar dit verduur want geweet, die voor ons lê 'n beloofde land waarin ons op pad is. En daar gaan ons in vaste geboue leef. Paulus sê ons is hierdie nomades, hierdie pelgrims, hierdie trekkers deur die woestyn in ons ou tentjies. Maar om te sterf beteken ek verlaat my tent vir 'n hemelse woning. Die woning waarvan Jesus praat in Johannes 14 as hy sê in die huis van my Vader is daar baie plek. Daar's plek vir julle almal. Ek gaan nou om vir julle plek gereed te maak. Heel moontlik Pieter se heel grootste verrassing ooit. Wow! Die ontdekking wat hy gemaak het. Daar's plek vir my in hierdie heerlike huis van my God. Want Jesus was getrou.
Galasiërs 4:7 sê so mooi, om te sterf beteken om te erf. Daar is aan God neem ons aan as sy kinders. Maar meer as dit, hy maak van ons sy erfgename. Ons sê altyd as iemand doodgaan, dan erf ons. Nee, wat erf ons? 'n Ou motortjie, 'n ou huisie of 'n bietjie geldjies. Maar om dood te gaan beteken om te erf, om eiendom te erf. Hemelse eiendom. Wat my deel geword het deur die bloed van Jesus. Die wins van die dood lê daarin dat ek 'n feesganger word. Want die Bybelse sin van die woord beteken die dood niks anders nie as 'n bruilof. Omdat ek deur 'n bruidegom kom haal word. In Openbaring 19 kom staan al die mense wat nou al aan die ander kant is voor die troon van God en daar staan daar geskrywe, hulle het uitgeroep, kom laat ons juig, laat ons bly wees. Want dis bruilofstyd. Die bruilof van die lam het aangebreek. Sien daarom, Susan vandag jou man, julle pa, julle oupa. Nie as 'n sterwende wat lê met 'n doodsleet nie. Asseblief. Sien vir hom as 'n feesganger. Sien vir hom as 'n bruilofsganger met 'n bruilofskleed. Wat saam met die verloste sing, kom laat ons juig. Laat ons bly wees. Want dit is bruilofstyd. Die Here het vir Pieter geseën met baie gawes, baie vermoëns, met 'n wonderlike persoonlikheid wat mense aangetrek het. En die mooi daarvan is dat Pieter dit gebruik het. En daarom beteken sy dood niks anders nie as beloning. Want die Here selfs 'n dag kom wat hy gaan terugkom vir ons gaan kom haal. En dan gaan hy sê, oor min was jy getrou. Oor veel gaan ek jou aanstel. Kom en kom deel in my vreugde. Pieter, oor min was jy getrou. Oor veel gaan ek jou aanstel. Veel gaan jy kry, 'n hemelse heerlikheid. Kom deel in my vreugde. Sien hom dan vandag, nie as iemand wat dood is nie, maar as iemand wat gelukkig is. Openbaring 13:14, Makarios, die Griekse woord geseënd. Gelukkig is diegene wat in Christus sterwe. Sien hom as gelukkig. Een van julle het geskryf van julle mis daardie uit die maag uit lag. Vandag moet julle hom oorlag. Felix van Loekner het gesê, die dag toe ek gebore is, het almal gelag en ek het gehuil. Maar ek kan vir julle beloof die dag as ek sterf, gaan almal huil, maar ek gaan lag. Hoor vandag sy lag en sien sy geluk deur julle trane. Ek sluit af, Robbie Wessels, die Afrikaanse sanger, het 'n pragtige liedjie geskryf in die naam van Sein in die hemel. Sein in die hemel. Sy vriend is dood in 'n motorongeluk en nou praat hy met sy vriend en sê vir hom, as daar 'n sein in die hemel is, laat weet dit vir my waar jy is, hoe dit met jou gaan. Maar dan is daar 'n refrein. Hy sing daarso. Hy sê, ek wonder of jy weet hoeveel mense jy geraak het. Ek wonder of jy weet hoe jy mense bly gemaak het. En vandag wil ek dit vir 'n onbekende Pieter vra. Pieter, ek het so baie gehoor, so baie gelees van die afgelope tyd. Maar ek wonder of jy weet hoe baie mense jy geraak het. Ek wonder of jy weet hoe jy mense bly gemaak het. Ten minste vir jou vrou Susan, vir jou kinders, vir jou kleinkinders. Baie dankie vir dit. Vriende, kom ons luister na die volgende liedjie wat vir ons gespeel gaan word. Ons sit net so, ons luister na die woorde en ons leef ons in. Wys my wat jy is vir my bedoel. Ek is uitgewis, uitgeblus, maar jy kan deur my lewe. Slegte tydens is net seisoene,
Jy maak jou deel van my hart. Kan ons vanavond vergeet dat ons almal doodgaan? Ek wil langs jou lewe. Kan ons vanavond vergeet dat ons almal doodgaan? Ek wil langs jou lewe. Ek wil langs jou lewe. Maak my lyf jou rus, as ons rus, sal ek die geraas. Heidou, dra my soos jou ring, ek sal aanhou klou. Slegte tye is net seisoene. Jy maak jou deel van my hart. Kan ons vanavond vergeet dat ons almal doodgaan? Ek wil langs jou lewe. Kan ons vanavond vergeet dat ons almal doodgaan? Ek wil langs jou lewe. Ek wil langs jou lewe. Vriende, beskoning. Ek lees graag die volgende huldeblyke van die familie, Susan, die kinders en die kleinkinders. Die eerste huldeblyk is van Susan. Sy sê om afskeid te neem van my lewensmaat na 53 jaar is nie maklik nie. Maar ek wil sy liefde vier met 'n glimlag, want dit is soos hy dit sou wou hê. Almal het hom geken as 'n vrolike, joviale en nederige mens met geen vyande, en dit is soos ek hom ook wil onthou. Sy liefde vir die lewe en sy Skepper sal my altyd bybly. Hy was 'n baie goeie man, pa en oupa, wat ons altyd in alles eerste gestel het. Hy was oneindig lief en trots op sy kinders en kleinkinders, en het elke prestasie en soms ook teleurstellings met hulle gedeel. Hy kon lekker oor hulle spog, as hy toegelaat is, maar kon ook saam met hulle lag en huil. Pieter, my man, jy was nie perfek nie, maar perfek in die liefde wat jy gegee het. Rus in vrede, totdat ons weer ontmoet. Ek wil ook net my dierbare kinders baie spesiaal bedank, vir julle liefde, bystand en omgee in hierdie tyd. Baie dankie aan julle almal met die reëlings vir hierdie diens. Veral Elisna wat soveel tyd voor die rekenaar spandeer het. Ek waardeer dit opreg, en Ewan vir die rondry om alles in plek te kry. 'n Spesiale dank aan Luzaan wat uit Qatar gekom het om die laaste paar dae by haar pa te wees en ook haar betrokkenheid by die reëlings. Ons is bly dat sy en David weer vandag by ons is en weet dat Kyla en Thomas in die gees by ons is. Laastens aan my kinders en kleinkinders, ek het nie woorde om julle te bedank vir alles wat julle in hierdie tyd vir my beteken het nie. Maar weet ek waardeer dit opreg en is oneindig lief vir julle almal. Ons was bevoorreg om Pieter as man, pa en oupa te hê en te ken. Susan. Dan die volgende huldeblyk kom van Luzaan. Luzaan is nou Pieter se dogter, as ek nou so kan sê. My liefste pa, vandag skryf ek vir jou 'n brief om dankie te sê dat jy my eerste liefde was. Dat jy die beste pa was, die beste oupa en ons hero was. Elke dogter dink haar pa is die beste, maar ek dink en ek weet dat jy was beter as die beste. Van kleins af was pa altyd daar vir ons. Pa het elke aand met ons gespeel, donker kamertjie, wolf, hoe laat is dit? Pa het ons op die komberse op die teels gesleep en ons het op pa se rug gery tot net voor slaaptyd. Pa het met daai lelike dikwielfiets elke oggend saam met ons skool toe fiets gery totdat pa tevrede was dat ons veilig gaan wees op ons eie. Pa het nie Sondagmiddag gaan slaap soos die ander kinders se paas nie. Nee, ons het Sondagmiddag na die braai gaan explore, uit 'n Outenikwa pas gaan ry,
by Klentane gaan speel of by wildernis gaan sandgate grawe. Pa het my geleer body surf by Victoria Bay. Pa het my geleer swem in Seepunt se swembad. Pa het ons laat marseer so soldate agter in die tuin. En pa was so trots op my toe ek my loopbaan in die lugmag begin het. Pa was betrokke by elke stap van ons opvoeding en skoolloopbaan. Elke sportwedstryd langs die veld, elke drillpeloton kompetisie het pa my ondersteun en aangemoedig. My loopbaan in lugvaart en lugverkeerbeheer is heel waarskynlik te danke aan die passie wat pa gehad het vir elke vliegtuig wat oor die huis gevlieg het. Ons het by George Lughawe langs die pad gesit en gekyk hoe land en steeg die vliegtuie op. Pa was so passievol oor die klein dingetjies in die lewe en dit het soveel impak op my lewe gemaak en elkeen wat pa geken het. My hart is stikkend dat pa nie meer hier is vandag nie. Die laaste jare was nie maklik vir pa nie. Maar nooit het pa gekla nie. En met elke videocall van Qatar af het pa gesê dit gaan goed en pa gaan by ons kom kuier. Liewe Jesus het pa kom haal en die hemel het die vriendelikste, snaakste en dierbaarste engel gekry. Pa het ons almal se lewens verryk. Pa het ons almal elke dag geleer hoe om positief te wees en hoe om vriendelik te wees. Pa het die klein dingetjies in die lewe so geniet. Elke lekker bord kos, bokdrolle, Turkish delights, 'n koue glasie wyn, rugbywedstryde op televisie en braai saam met familie en vriende. Ek is jammer vir elke keer wat ek per abuis oor pa se grasperk geloop het. Pa kan nou tuin maak in die hemel en die mooiste blomme plant. Dit lyk my het ook maar 'n moeilike kant gehad. Hierdie tuinmanne nê. Ja, jy het seker glad nie 'n hond gehad nie. O, nee, ek weet dit. 'n Hond in 'n tuin werkie. Nou weet ek en my vrou kom hier reg, want ek is mal oor honde en rotweilers en sy is mal oor tuin maak. So die twee kom nie met mekaar uit nie. Ek groet pa met 'n saluut. Pa was en is my hero. Ek is lief vir pa tot in ewigheid. Dankie vir alles pa. Ons sal mooi na ma kyk, rus in vrede en dat pa se liggie daar in die hemel net so helder skyn soos dit op die aarde geskyn het. Bye for now, Luzaan. Dan die volgende blik is Ewan. Dit was vir my baie moeilik om vir my pa op Sondag 11 September 2022 te groet. Dit was so finaal. Maar toe ek daar by die hospitaal uitstap, het ek besluit dat ek net die mooi en goeie van pa gaan onthou. Sy liefde en omgee vir my ma en vir my en Luzaan was vir almal 'n voorbeeld. Hy was 'n gesinsman wat ons altyd eerste gestel het in alles. Hy het sy lewe lank hard gewerk en altyd gesorg dat ons finansiëel oukei is. My pa was altyd daar vir my langs die sportvelde. Ek sal sy fluit by Victoria Bay nooit vergeet as hy Pieter Branders op die horison sien aankom nie. Ek gaan sy stem en ons weeklikse gesels op Sondae-aande baie mis. My pa was mal oor sport. Dit was nogal 'n belewenis om hom dop te hou as ons sportspanne nonsens aanjag. Veral as hy die TV met sy sakdoek afgevee het na 'n goeie 3 deur die bokke. Sjoe. My pa het goed rolbal gespeel. Ek sal sy wit rolbal uitrusting altyd onthou. Ek gaan sy goeie sin vir humor en uit die maaglag baie mis. Hy was 'n vriendelike en spontane mens. My pa was met min tevrede en het alles altyd voluit geniet. Hy het gehou van sy glasie witwyn, braai en lekker eet. Sy gewoontetjies en perfeksionisme gaan my altyd bybly. Hy was vrek netjies. Hy was lief en baie trots op sy tuin. Die klere wat hy gewoonlik in die tuin gedra het, was besonder uniek, veral die sweetband en knee-guards. Ek gaan my pa se tafelgebed mis. My pa was 'n opregte en eerlike mens. Hy het my geleer om nie skynheiligheid te duld nie. Hy was and what you see is what you get mens. Ek dink nie my pa het enige vyande gehad nie. Hy was lief vir alle mense en mense vir hom. Ek en my pa het min baklei. Hy was so trots op sy kleinkinders en het altyd belang gestel in wat in hulle lewens aangaan. Sy sê goed sal my altyd bybly. Ek gee vir jou 'n brief. Dis een van sy sê goed gewees. Die woorde
immaculate en conspicuous. Sê ek dit reg? Ek is nie seker of dit eers regtig Engelse woorde is nie. Ek sal toesien dat Pa se legacy en memories voortleef. Ek sal vir altyd vir Pa in my hart koester en my liefde vir Pa sal altyd daar wees. Rustig totdat ons eendag weer ontmoet. Baie liefde, Ewan. Seun. Ja, ek wil eintlik sê 'n chip from the old block. Dan Elisna, skoondogter. Liewe Pa, jou mandala hier op aarde is klaar ingekleer. Pa was nie meer in Pa se vleuer. Net so kleurvol soos Pa se kunswerk was Pa se lewe, sonder pretensie. Alles was altyd vir Pa net lekker. Nooit niks fancy. Nou nie die herinnering, maar ek het vrede. Ons leef tog nie in die verlede. Altyd in bok vir sports, sy gesin en tuin, sy trots. Sing was vir hom lekker, maar oor sport was hy nog gekker. Fluit, jou storie is uit. Ek dra Pa in my hart altyd. Elisna. Ja. Die volgende huldeblyk is van David, skoonseun. David skryf: Wanneer ek aan jou dink, Pa, onthou ek hoe ek jou gevra het vir Luzaan se hart. Nee. Ek begin. Wanneer ek aan jou dink, Pa, onthou ek hoe ek jou gevra het vir Luzaan se hand meer as 22 jaar terug. Uit hierdie huwelik is 2 pragtige kinders gebore. Vandag kinders met jou waardes. Ongelooflike meegevoel vir hulle medemens, gelowig en 'n voorbeeld vir ander. Die waardes wat jy jou kinders geleer het, weerspieël in jou kleinkinders. Daarvoor sal ek jou altyd dankbaar wees. Ons mis jou, ons is hartseer, maar jy lewe voort in die wat na jou kom. Met hartseer was daar ook ligte tye wat altyd met my sal bly. Soos toe ons skelm gerook het, lekker saam gekuier het, jou grappies, lekker gelag en hoe jy altyd tyd gehad het vir Kyla en Thomas, 'n regte oupa vir sy kleinkinders. Jy het my ook geleer, my vrou mag dalk sê, dat kort nog baie werk, om altyd kalm, bedag en behulpsaam te wees. Ek het jou nooit kwaad gesien nie. Ek is bevoorreg om deel van die Kriege familie te wees. Ons sal mooi kyk na ouma en sal jou vir ewig mis. Tot ons mekaar weer sien, rustig my Pa, David. Dan die volgende huldeblyk, moet ek net seker maak, is van Luan. Luan is nou kleinseun. Ek gee jou 'n brief met die titel Oupa Pieter. Vandag vier ons 'n oupa wat 'n vol lewe gehad het. 'n Oupa wat 'n rolmodel, groot inspirasie en positiewe mens was. Dinge wat ek altyd van oupa sal onthou is oupa se kriketlesse in julle yard. My rondstoot op die grassnyer, altyd saam met ons in die tuin speel, kaart speel en saam met my passie vir sport deel. Dankie dat oupa altyd so belang gestel het en uitgevra het oor my lewe. Nie net my sport nie, maar ook my huidige passie, fotografie. Dankie dat oupa altyd so 'n positief uitkyk oor die lewe gehad het en altyd oupa se wyshede met my gedeel het. Ek gaan al oupa se stories mis, veral die vlootstories en al die kattekwaad wat julle aangevang het toe julle kinders was. Dinge wat oupa my geleer het, is om altyd die silwer rand te soek, om jou passie te volg en om altyd alles te doen tot die beste van jou vermoë. My grootste wens is dat ek net nog een keer saam met oupa kon rolbal speel. Oupa se stem hoor en nog net een keer sê, ek's lief vir oupa. Ek weet dat oupa op 'n beter plek is en ek hoop dat daar baie inkleerboeke in die hemel is. Ek weet dat die hemelse tuine nou net nog mooier gaan wees. Ek's baie lief vir oupa en ek gaan oupa baie mis. Luan. Verskoning.
Dan Kyla, kleindogter. Liewe oupa, waar begin ek selfs? Eerstens bid ek dat God vir oupa in die hemel sal sorg en vir oupa die grootste tuin gee om aan te werk en vir oupa net impeccable kos gee. Ek wens ek was vandag hier saam met almal om oupa se liewe te vier, maar ek is daar in die gees. Oupa, jy is die lig van ons familie, die een persoon wat ons kon laat lag tot ons huil. Die een persoon wat altyd tyd het vir 'n grappie en tyd het om sy gunsteling liedjies te sing. Ek sal die stories wat oupa ons vertel het oor die vloot vir altyd waardeer. Ek is so dankbaar dat ek 18 jaar saam met oupa kon deurbring. Deur die jare het ons kosbare herinneringe geskep. Dit sluit in toe oupa in Qatar gekom het en elke kos was oupa se favorite. Elke kos was oupa se favorite. Wanneer oupa aan die tuin werk vir ure en seker maak niemand trap op die grasrande nie. Toe ons op die plastiek skopfietsse ry en oupa speel die spietkop. Ja. Wanneer oupa vir my en Thomas geleer het hoe om te bodysurf in Harold's Bay. Wanneer ons gaan stap in oupa se woonbuurt in George en die bure se ape gaan besoek. Al ons roadtrips waar oupa baie vinnig in aanhalingstekens ry. Daar is soveel meer waaroor ek kan praat, maar ons sal vir ure hier sit. Ek weet oupa sal oor ons kyk en ons familiehuis in die hemel voorberei. Oupa, jy is vir altyd in my hart en ek is oneindig lief vir jou. Liefde, Kyla. Dan is dit Emma, kleindogter. As iemand my vra wat is my grootste vrees, sê ek altyd sonder twyfel om iemand naby my te verloor. En dis wat gebeur het. My grootste vrees het waar geword. Liewe oupa, ek is vandag hier om oupa se lewe te celebrate en nie om oor hartseer dinge te praat nie. Ek dink ons kan saamstem. Oupa het 'n goeie 78 jaar op aarde gehad. Dinge waarvoor ek oupa sal onthou, die oupa met die netjies se tuin en bed. Ek kon myself verwonder hoe oupa vir ure in die tuin spandeer, al mag ons nooit op die rande van die gras getrap het nie. Die oupa saam met wie ek op Wildernis se strand gespeel het, die oupa wat rolbal gelove het en wat werklik 'n passie vir dit gehad het. Ek sal onthou hoe oupa op Saterdag teruggekom het van rolbal. Oupa se stoel, ja daai stoel waar ek op oupa se skoot gesit het en na oupa se stories geluister het. Die oupa wat vir ure kon inkleer in daai boek. Alles was perfek, al was die potlode hoe kort. Die snaakse oupa met al die grappies en stories. Iets waarvoor ek wens ek kon nog net een keer oupa se stem hoor, wanneer ons op Sondae-aande mekaar bel. Ek wens ek kon net nog een keer saam met oupa kaarte speel, of saam met oupa stadig in die kar ry. Net nog 'n laaste keer vir oupa hoor fluit, buite op die stoep, en ek wens ek kon nog net een keer oupa se lag hoor. Ek gee vir jou 'n brief, soos oupa altyd gesê het. Dit gaan nie maklik wees sonder oupa nie, maar ek beloof ek sal oupa trots maak en mooi na ouma kyk. Liefde, Emma. En dan die laaste huldeblyk, Thomas, ook 'n klein seun. Oupa is die beste oupa waarvoor ek ooit kon vra. As daar 'n probleem was, het oupa 'n oplossing gehad. Oupa het reg gekry om enige situasie snaaks te maak, al was dit ernstig. Ek is so dankbaar dat ek 16 jaar van my lewe saam met jou kon deurbring. Oupa het omgegee vir elke persoon en het nooit iemand geoordeel voordat hy hulle geken het nie. Ek gaan die tye mis wanneer ons by oupa se huis kaart gespeel het en oupa vir my jou inkleerboeke gewys het. Ek gaan die tye mis toe oupa Qatar toe gekom het en oupa was so verstom deur die mooi tuine. Ek mis die tye wanneer ons na die poeltjie in Reebok gegaan het. Ek gaan al ons tye saam verskriklik baie mis.
Oupa is altyd in my hart. Ek skryf jou 'n brief dat oupa lekker en gelukkig in die hemel is en dat hy met trots na ons almal kyk. Lief vir oupa vir altyd. Thomas. Baie dankie aan julle almal. Dis pragtig, baie mooi. Ewan, is jy reg? Ewan gaan vir ons die bedankings doen. Dankie Ewan. Goeiemôre almal. Ek het altyd gewonder hoe kan dit voel om hier te staan met of my pa of my ma se begrafnis. En ek dink dit gaan baie maklik wees, so bear with me vir 'n rukkie asseblief. Een van my gunsteling flieks van alle tye is Braaiwaard. Ek het dit seker al meer as 20 keer gekyk. Hy soek 'n bietjie water. En een van die tonele fluister Ja, Queen ek dink dat hy die Isabella water opgedrink. in die oor van 'n sterwende King Edward the Longshanks. Death comes to us all. Hoor net weer. Death comes to us all. Hierdie woorde die laaste paar dae in my kop gemaal. Vir my pa het die dood op Sondag 11 September 2022 rondom 12:00 die middag gekom. September 11th van alle datums. Vir mense reg oor die wêreld het hierdie datum 'n ander betekenis. Glo vir my, ons as familie en vriende gaan September 11 vorentoe ook 'n baie spesiale en 'n besonderse, dankie, 'n betekenis hê. Dankie Dekker. Een van my ander groot gunstelinge is die musiek van Spoegwolf. Toe ek een middag my kar aanskakel nadat ek by oupa in die hospitaal was, speel die liedjie Vergeet van Spoegwolf. Die liedjie het net nou in die kerk gespeel en agter op die program is die woorde ook van die liedjie. En hoe gepas was dit nie op daai stadium nie. Toe ek die kar aanskakel, toe speel die koorgedeelte. Kan ons vanaand vergeet dat ons almal doodgaan? Ek wil langs jou lewe. Kan ons vanaand vergeet dat ons almal doodgaan? Ek wil langs jou lewe. Ek wil baie dankie sê aan ons hemelse Vader, wat vir my pa vir 78 jaar geseën en gespaar het. Hy het 'n vol en 'n goeie lewe gehad. Die laaste 2 jaar was moeilik, maar ek glo en ons glo dit was ook deel van God se plan. Pa is nou op die beste moontlike plek. Baie dankie ma Susan dat maar die laaste 2 jaar so mooi na pa gekyk het. Ons weet dit was nie maklik nie, maar ma het op ma se spesiale en liefdevolle manier gedoen. Die onsekerheid oor pa se siekte, wanneer die volgende aanval kan wees en wanneer jy weer by die dokters moes draai, kon nie lekker gewees het nie. Ek weet dat ma sal kan cope op ma se eie. Dit gaan nie maklik wees nie, maar ons sal daar wees om vir ma te ondersteun en net liefde te gee. Verskeie dokters het die laaste paar weke met my pa gewerk. Ons is innig dankbaar teenoor julle. Dr. van Rooyen in George, die Cape Gate Medikliniek se span, Dr. Philip Botha, Dr. Enslind, Dr. Mouton, die chirurg wat 3 keer op my pa geopereer het, Dr. Grobelaar en die ICU verpleegsters. Die diens, die ondersteuning en die omgee van die Cape Gate mediese span was ongelooflik. Ek sê gister vir iemand, ek sal nie graag enige 'n reference op dokters se CV wil wees nie, maar as hulle my as 'n reference gebruik, sal ek enige tyd van hulle praat. Dit was unbelievable. Hulle het alles moontlik vir my pa probeer doen. Ek wil nie spesifieke mense uitsonder nie, maar my ma het spesiaal gevra dat ek vir oom Hendrik en tannie Margaret Olivier, oom Ivan en tannie Valerie Green baie dankie moet sê vir hul gasvryheid en rondry die laaste paar weke. Dit word opreg waardeer. My ma is ook geseën in Reebok met ongelooflike bure wat sy vir haar baie ondersteun het in die tyd en ook haar Bybelstudiegroep. Baie dankie vir hulle. Ek wil Christo, ek wil ook nie vir jou nou op die spot sit nie, maar een van my groot pelle, Christo Pienaar, wat ook vandag hier so is, sy pa is ook gister oorlede. So ek dink ook aan jou en aan Jaldi en Pini.
Jy het gister gesê ek en jy moet op 'n roadtrip gaan en 'n paar wyne gaan drink, so ek gaan jou aanvat op daai ene. En dan weer eens baie dankie vir almal van julle wat vandag hier so is. Julle is ongelooflike vriende en familie. Ek dink in sulke krisistye besef 'n ou wat die werklik wat die omgee en liefde van ware vriende en familie beteken. Sommige van julle het baie moeite gedoen om hier te wees. Baie dankie vir my suster Luzaan wat 2 keer die laaste paar dae tussen Suid-Afrika en Qatar gevlieg het. Dankie Swaar David dat jy ook hier is al die pad vanaf Qatar. Ek moet sê elke oproep, elke WhatsApp boodskap, elke besoek was baie spesiaal. Ons het lanklaas so baie biltong, droëwors in ons huis gehad en blomme. Dit is net baie dankie. Dan wil ek vir my vrou Elisna ook baie dankie sê vir die laaste tyd, haar ondersteuning aan my, al die moeite wat sy gedoen het met die foto's, die presentation, die kerkbriewe, die kerse. Dan my seun Luan vir die musiek. Becker vir jou boodskap en ondersteuning die laaste paar dae, dit regtig dit baie beteken. Ek wil ook vir Strooida Kerk en sy mense baie dankie sê spesifiek vir Christel die skriba. Sy het my gesê ek mag nie sê Tannie nie, maar Tannie Maureen vir die klank en die presentations en die YouTube opname, al die goeders na die tyd. Ons gaan net ietsie geniet langs aan in die saal vir Rob vir die verversings, George die koster. Ja, dankie ook aan my neef Christoph Dippenaar vir die pragtige blomme. Ook dankie aan Afbob vir al hulle hulp en al die dokumentasie wat hulle die laaste paar dae moes regkry. Ja, en as ek dalk per ongeluk iemand uitgelaat het, sê ek baie jammer. Nogmaals dankie dat julle hier so is. Kom drink asseblief na die tyd ietsie in die kerksaal saam met ons. Baie dankie. Baie dankie Evan. Ons Hemelse Vader, ons wil vandag kom sê baie dankie vir Pieter Kriege en baie dankie Here vir die mense wat hy was. En Here baie dankie dat hy mense gehelp het om ook die lewe te geniet. Veral vir Susan, sy kinders en sy kleinkinders. Dat hy altyd daarop ingestel was om lekker dinge saam met hulle te doen. Sodat hulle ook lekker mense kon wees en sodat hulle ook die lewe as lekker kon ervaar en beleef. Dankie Here vir sy liefde. Baie dankie Here dat hy met 'n sagte oog na ander mense gekyk het. En Here, so baie dankie dat ook sy dood vir hom een groot wins was. Net omdat Jesus se bloed vir hom vrygespreek het van al sy sondes, al sy foute, al sy tekortkominge. En daar waar ons vandag vir hom moet groet, so baie dankie dat ons weet Here, dis nie die einde nie. Dit is vir hom die begin van 'n nuwe fase, 'n nuwe seisoen wat in sy lewe aangebreek het. En so baie dankie Here dat hy nie in die wildernis nie, maar dat hy kon tuiskom in die huis van sy Vader, in wie hy so kinderlik geglo het en vir wie hy gedien het en liefgehad het met sy hele hart. Baie dankie Jesus dat U vir hom plek gemaak het. En so baie dankie vir die vooruitsig wat sy familie, sy vriende vandag ons almal het om eendag vir hom te ontmoet daar in die huis van vreugde, van sonlig, die huis van goedheid en van guns. Here, ek bid vir hulle wat agterbly en die besonder vir Susan. Here, ek weet sy gaan vir hom verskriklik baie mis. Ek bid ook Here vir Evan, Elisna, David, Luzaan, al die kleinkinders. Ek bid Here dat U vir sal toevou met baie goedheid en baie genade. Dat U werklik Immanuel sal wees, God wat ingeklim het in hulle lewens, in hulle harte, in hulle hartseer. So maar net om vir hulle vas te hou, om vir hulle daar te wees, om vir hulle te seën en dat hulle elke dag sy troostvolle teenwoordigheid sal ervaar en sal beleef. Here, ons gaan nou terug huis toe, terug na ons werk toe, wat ook al die geval mag wees. Leef vir ons Here om so te lewe dat ons ook ander mense sal bly maak en dat ons ook ander mense sal raak sodat ons 'n verskil kan maak daar waar ons lewe, daar waar ons werk, daar waar ons speel, daar waar ons woon. Here, aan U kom toe al die lof, al die eer in die naam van Jesus. Amen. Amen. Vriende, ek wil weer eens sê, is almal baie welkom vir verversings in die kerksaal, as net so skuins oorkant, jy gaan dit kry. En ja, ontvang die seën van die Here en kom ons gaan leef met vreugde onder die glimlag van God. Die genade van ons Here Jesus Christus
Die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen. Baie dankie. Mooi dag verder. Dit was 'n voorreg. When